waar ons kreatiwiteit vier, stories ontgin en sinvolle gesprekke voer met kunstenaars, illustreerders, skrywers en skeppers van alle soorte. Hier koppel ons mense aan mekaar en aan die kuns wat ons lewens vorm gee. Ons is baie opgewonde om met Jomarie Barlow te gesels. Sy is 'n ons noem dit Scooby, want ons 'n groot lang afkorting en dan moet ek altyd eers weer dink wat dit is. Dit is die Society of Children's Book Writers and Illustrators en dit is waar ons ontmoet het en gedink het dit is definitief jy's beslis iemand met wie ons graag sal wil gesels. En baie welkom en goeiemôre Jomarie. Baie dankie, môre jou twee. Dankie dat ek lekker kan saamgesels vandag. Dit is 'n lekker manier om die week af te skop. Ja, goeiemôre Marie. Ons het onlangs gehoor dat jy 'n nuwe boek uitgebring het. Ons is baie opgewonde saam met jou en dit is 'n groot voorreg om met jou te kan gesels want ek weet jy is baie besig. So vertel ons. Ons gaan nou daaroor praat. Ons vertel ons bietjie van jou kreatiewe paadjie, hoe jy by storie en illustrasie uitgekom het, jou opleiding en jou agtergrond. Right. So die grap van die saak is, ek het hierdie boekie geskryf en geïllustreer, maar vir baie jare sou ek gesê ek kan nie teken nie en dit is deel van die getuienis in my journey wat ek baie graag deel en graag met mense oor gesels, maar ek was nog altyd baie lief vir stories en ek het hier iewers in 'n boks 'n stukkie papier wat my ma vir my so eenkant gehou het, jy weet daai van wat jy kry toe jy 4 of 5 jaar oud was en die storie geskryf het van 'n kat en 'n olifant of so ietsie. Maar blykbaar skryf ek al van kleins af. Maar ek het op skool ook begin stories skryf en op hoërskool het ek so 'n virtual reality sci-fi storie geskryf wat ek nooit vol gekry het nie. Maar dit was die begin. Ek het hom so deur graad 8 tot matriek toe geskryf. En toe op universiteit het ek multimedia gaan swat. Nou tikkies se multimedia lyk vandag baie anders as toe ek gestudeer het. Hulle het hom baie eenvoudig. Dit was nogals 'n chunky kursus. Ek kan dink wat nice is. Want ons het voluit rekenaarprogrammering gedoen. Ek was is nog steeds mal oor rekenaars. Wow. Het studie van programmering. So ons het in die rekenaarwetenskap departement gesit. En dan het ons ook in die kunste departement gaan sit en ons eie hele kursus. Ja. Ons het op 'n punt wiskunde vakke gehad. Ek het Engels gehad tot tweede jaar toe. En dit het my so aanspreek gepas. Dit was my verskriklik lekker. Want ek kon iets van alles doen en is nie rekenaar-ingenieurswese wat daaronder in die hulle sit daaronder in die basement het hulle die programmeerders. Kyk waar gaan hierdie kursus was daar en die multimedia lysie het my net getref. So ek het dit studeer, maar terwyl ek dit gedoen het gesê ag nee wat ek sal goeders maar op die rekenaar doen, baie lief gewees vir 3D Studio Max. Op 'n punt op Windows so ewen daai kort kursusse van hulle gaan bywoon om dit bietjie op te skerp. Ons het 'n game geskryf in ons 3de jaar as 'n span wat saam gewerk het. Photoshop al op hoërskool geleer, te danke aan neefies wat mal was daaroor en rondom ons ouderdom was. So ek was baie in die kunste, maar ek het nie snaaks, so mense nie altyd jouself as 'n kunstenaar beskryf nie. Ek het al 'n bietjie meer met die programmering en die digitale kant geïdentifiseer. En so het ek in programmering gaan werk, eers 1 of 2 plekke en amper basies 10 jaar in programmering gewees, web-based development. Databasisse, JavaScript, nie die website design nie, die programmering kant nie, soos die hardcoding gebruik nou nog van die lingo in my skryfwerk. En toe 2016, toe ek wou skryf, ek het fantasiestories begin skryf in 2013 via die National Novel Right Month. Hulle het nou 'n bietjie plat geloop, maar julle het al gehoor van NaNoWriMo. Dit was 'n wêreldwye organisasie wat mense bemoedig het om 50,000 woorde 'n maand in die maand van November te skryf. En ek het die fantasiewêreld ontdek, 'n draft klaar geskryf en van daar af jaar na jaar aanhou skryf, maar jy het altyd gevoel die stories kom nie klaar nie. En in 2016 het die Here party julle weer daai fluisterstem wat partykeer net so jou op 'n paadjie sit. Ek kom sê maar wat van kuns? Hoekom probeer ek nie kuns nie? En soos ek probeer kunsklasse in Pretoria soek, ek was born and bred Pretoria, het ek afgekom op boeke wat ek begin verslind het. Ons het toevallig 'n vakansie beplan gehad, ek en my man, en so het ek ontdek dat jy hoef nie
nog altyd onmiddellik te kan teken om jou kunsspier te kan ontwikkel nie. En dit is wat ek eintlik so passievol oor is, nê. Mens dink jy moet kan, ek weet nie, jy kom in die lewe, jy boe en baie en jy skree en as jy begin praat moet jy kan of teken of nie teken nie. En dit is eintlik nie almal hoef 'n Shakespeare van teken of 'n Da Vinci of 'n Van Gogh te wees nie, maar dis 'n tool, nê. Dit is iets wat ons kan gebruik. So in elk geval so 2016 begin teken. Daai jaar toe nou swanger geraak met ons eerste enetjie, sy is 2017 gebore en so het ek besef nee, die programmering paadjie en wil 'n mamma wees en by die huis wees en ek het 'n bietjie uitdagings met my rug gehad wat 'n hele paar jaar van tevore begin het en die goed het net nie saamgewerk nie. Toe het ons 'n leap of faith gevat. Ek het heeltemal die salaris eenkant geskuif. Ons het nie al die beplanning in plek gehad nie. Dis ook ek vir julle van die begin af gesê het ek kan nie oor my kreatiewe journey praat sonder om oor die Here se goedheid en sy voorsiening en sy bo-natuurlike plan te praat nie. Maar ja, 2018 het ek dit heeltemal die programmering salaris op sy gesit en so het die kunsgoed begin groei en soos ek ons het 2019 is ons tweede enetjie gebore en my kinders het my net geïnspireer om aan te hou skryf en so het dit illustrasies geword en het ek 1 jaar 2023 was ons nou ja 2 jaar terug daai jaar gekies om op karakters te fokus. Hulle klassiese name was die meerkat klas en die streepmuis klas. Nou kan julle my blameer dat ek dit wou teken. So dit en die karakter ding in en dis ook waar hierdie boekie ontstaan het. En ek dink dit is redelik in 'n nutshell. So vandag stel ek my nou nie meer as 'n programmeerder voor nie, alhoewel ek baie dankbaar is vir die digitale paadjie. Ek is gemaklik met sagte ware, ek kan myself help. Ek het 'n stukkie werk wat daaruit vir my gestuur is, ek kan daaroor gesels. Maar ek is mamma, skrywer, illustreerder en my passie is om my eie stories te ontdek. Of dit met woorde is, of dit met prentjies is, of dit deur my kinders se avonture is en hulle op 'n manier te kry wat ek hulle met die wêreld kan deel, wat hulle genoeg sin maak dat iemand anders die storie kan lees. Ja. En dis ons almal se groot uitdaging is ons tegnologiese kan nou nie aan 'n baie mooi woord dink daar. Dis gaping. Inability. Nie lus wees altyd nie. Ja, dit is altyd genade en dis 'n wonderlike skill om te hê, maar 'n gesin is 'n groot uitdaging en wanneer 'n mens nie 'n vaste struktuur wat almal nou sê is 'n vaste struktuur nie. Jy weet, hoe maak jy tyd dat jy alles kan doen want dis baie vinnig wat jou gesin en kinders en jou opslip, want jy moes nou nie 'n kantoorure nie, of jy moes nou nie terrein, jy werk moes nou van die huis af. En enige tyd goue koffie gaan drink of wat ook al, mens moet tog selfdissipline aan die dag lê. Ek dink vandat my kinders aan die skool is, ons het hulle eers ek het op 'n punt homeschooling oorweeg toe hulle baie jonk was en altyd gesê ons moet die besluit maar net maak in die tyd dat my oudste 4 word en ons het 'n speelgroepie hier gekies. Hulle was eers speelgroepie toe. En ons is nou in Laerskool die Kraans, dis 'n lieflike skool. Hulle leer deur speel finse stelsel. En vandat hulle in die skool is, het mens geleidelik begin sien hoe kan mens daai oggende nou maar as fokustyd gebruik, nie? Alhoewel die dae wat jy nou dink jy gaan sweets hê, dan is daar swaar vermaagding in die omtrek. My kleintjie was amper weer vandag by die huis, as ek net so vandag het mamma nou nie iets wat kan skuif nie. En dit was nou so 'n proses om te kan sê, weet julle wat, ek het die kapasiteit om te kan kies, ek sien 'n vriendin vir koffie hierdie week, of my kind is regtig siek by die huis vandag, dit is vandag my fokus, maar ek het ook die kapasiteit om te sê, hierdie stories is vir my belangrik, en my tyd is vir my belangrik, en ek moet, ek werk so 'n bietjie wat in 'n time blocking, so al is dit, die volgende uur fokus ek op hierdie, of op die oomblik is Dinsdae nou so half my beste kreatiewe dag, daar's nie veel ander beweging in die huis rond nie, my man gaan met sy dinge aan, hy werk ook van die huis af, hy is net hierdie week uitstedig, maar om dan te sê, okay, môre gaan ek nou hier op fokus, maandag is dan bietjie my admin dag, ek regroep maar so bietjie elke week, en kyk waar kan ek gefokuste tyd insit, al is dit om vir 'n uur my foon af te sit, en dis al wat ek gefokus kry, maar ek weet ek het dan vir 'n uur gesit en skryf, of ek het vir 'n uur aan 'n illustrasie gewerk. So dit is maar so bietjie, mens moet elke week maar by jouself incheck, en kyk, het dit nou gegaan soos wat jy wou, waarby het jy uitgekom, waarby nie, en ek dra 'n sketsboek die wêreld vol, dat wanneer ek nie my eie tyd het nie, dan kan ek altyd
ietsie vasvang, al is dis nie altyd 'n gefokusde idee nie, dis net observational sketching of iets van die oomblik by my kinders vasvang, anker iets weer dat môre voel ek weer rustiger om te kan sê, okay, die lewe gaan nie so vinnig met my verby nie. Ja. Ja, so. Daai sketsboek ronddra is baie belangrik. Ek voel ek wil een of ander tyd 'n bag design. Ja. Vir daai. Want ek het 'n sketsboek. Ek het 3 sketsboeke, Ek weet 'n manuskrip, 'n ander boek wat my inspireer en my stak met al my koppiepenne. Wat dalk wil mense dit so. Jy moet net vir jouself 'n pakkie kies, nê, wat in 'n A5 kan pas. So hier Nee, dit gaan nie vir my werk nie. Ja, ek voel dat so beperk, want nou is ek nie. Jy kan hom elke week uitruil. Maar ek het 'n sketsboek wat altyd pas. Ek het hierdie Ja. iemand gekry vir my hierdie sakkies te maak want ek het stelletjies verkoop. En as ek die goeders het en ek weet dis my set. Ja. Dat jy alles by jou. Ek vind hoe groter my pakket word van al my sketsboeke, want hier staan hy langs die rekenaar, is so 'n hele hoop goed en 'n A3 klipbord. Ja, sy het 'n groot storie wat sy het. En dit gaan oral saam met my en ek moet sê, hoe groter daai pakkie word, hoe kleiner word my handsak, want ek moet iewers gaan Compromise. Ja, dat gaan. Wat ek gevind het is partykeer in die oomblik het jy eintlik nie eens meer kans. My inspirasie het begin om met my kinders gedoen wat op die oog af, as jy vir hulle kyk, dis net ongelooflik mooi, dis my so oulik om te sien fietsry of speel in die sandpit, en die oomblik as jy 'n foto neem, lyk dit anders, nê, dit voel net nie dieselfde nie. Baie. So ek het begin dat ek wil hulle vasvang in 'n sketsboek, en dan het ek die tyd om te kies, hierdie pennetjie, daai kleur, Ja. Dit dit het my baie geleer om net in die oomblik regtig ek het 'n brushpen met net ink in, byvoorbeeld, kyk of ek dit Jy inspireer my. So hierdie was wat ek kon doen langs die hokkieveld, want dit is, ek meen, hulle staan nie stil. Al jy, so ek vang dan maar net, jy weet, wat noem hulle dit, daai action. Ja. En dis, ek kan nie vir mense sê hoe ongelooflik leersaam observational drawing is nie. Ek sien dit elke keer. Jy kan binne iemand wat glad nie kan teken nie. Dit is 'n speed, 'n spoedoefening om iemand met rasseskrede te verbeter. En dis baie challenging en baie scary vir mense om te doen. Want jy Maar moet as jy nie weet wat jy vir iemand anders kan wys of op Ja. die nie, verstaan jy? Jy moet onthou dit vang die oomblik vas en al lyk dit net nie soos hokkie Ja. hier en jy weet ek waar ek was en ek onthou Ja. wat daai en Maar dis letterlik soos draf of hardloop of wat. Dis absoluut soos gym vir jou brein en jou hand en alles in 'n geval. ja. So dis my short sketsboek. Shorthand. Ja. Hoorie so, vertel my 'n bietjie, jy het 'n lieflike Ons webtuiste. weet nou hoekom. Het jy homself gebou? Ek het, maar weet jy wat, ek het Shopify gebruik. So dit is 'n maandelikse voetjie, maar ek kan dit 100% aanbeveel. Ek het eers Squarespace probeer. Ja. Maar Squarespace het nie die integrasie met die payment sisteme en goed, is mos maar 'n oorsee se ding. So Shopify ondersteun Yoco, Payfast en so aan. So ek het hom sommer met my Yoco opgelink. Ek het al baie tye kyk, julle die webwerf lyk baie mooi as jy nou daarop gaan kyk. Van my perspektief af is hy maar stillerig. Ek kan partykeer sien, Shopify gee vir jou stats van 0 mense as jy nou na 10 besoekers toe op of 4. Daar's nie gereeld sales daar nie, maar wanneer ek nodig gehad het om al orders te bestuur, is dit elke keer absoluut die prys werd, want dis so vinnig om net gou 'n blogpost op te gooi of 'n katalogus op te gooi, produkte te trek, verstaan? So ja, ek weet baie mense doen dit, hulle skryf hom van scratch af deur Wix. WordPress, Wix is baie meer secure as WordPress. Ek het al baie uitdagings gehad met WordPress, mense manage hom. Ek moet sê ek is by Wix en my webwerf werk nou vir ek weet eintlik nie hoe lank nie, werk hy glad nie meer nie. Ek het nooit geweet nie. Ek het op 'n stadium was ek so excited geweest want op 'n maandagooggend kry ek altyd my stats en dan sien ek het vir hierdie week het ek weet is nou met ander mense dalk is dit nou nie baie nie, maar vir my was dit op 'n stadium baie dat ek 100 visitors gehad vir 'n week. Dit was my baie. Dit is baie. En toe raak dit net soos nee, ek het 0 visitors die hele week gehad en toe besef ek dat ek my webwerf aanstuur vir 'n internasionale kliënt waarmee ek gewerk het. Toe sê ek, "Wil gaan kyk gerus op my webwerf want sy wil hê ek moet haar boek se cover design, was hy het nie 'n klou hoe my werk lyk of niks nie."
En sy was aanbeveel, of ek was aanbeveel gewees deur haar layout designer wat my vriendin is. En toe laat weet sy my net, sy wil net vir my sê, sy kon glad nie op my webwerf inkom nie, daar's niks, daar is nie so domein nie, bla. En ons sukkel nou al maande met Wix om dit gefiks te kry, en ek bly spam van hulle afkry, wat ook vir my 'n indikasie is dat iets is gehack, of iets, so jy sê nou jy is deur, Hulle al jare terug, nê? So Ja. ek kan glad nie meer in hom inkom nie, niks nie. So en ek kan hom nie delete nie. Ek het al vir hulle e-pos gestuur, hy's nou maar I don't know. Veral wat ek weet nie wat hulle daarmee doen of wat wil nie. Maar ja, mag ons jou vra hoeveel jy vir Shopify betaal elke Dit maand? is op die oomblik so R500 per maand. Hy kom in dollars deur. okay. Maar ja. So dit is nou maar kyk as jy op 'n plek is wat jy kan belasting doen, nê, as jou kunsgoeders en die alles wat jy doen so is dat jy op die belasting bracket, dan word daai eenvoudig afgetrek as 'n expense. So ek sien dit net maar in daai lig, dit help my in terme van my belasting. Kyk, ek het 'n stukkie eksterne werk wat ek doen, is nie dit my kuns my in die belasting bracket sit nie. Ek vir 'n kunstenaar in Kanada, sy het 'n tech support assistant nodig gehad en so het ek 21 op begin werk en dit doen ek aanlyn. So dit is so 'n baseline wat al die res van my kreatiewe endeavors voed, want dit is Natuurlik. Vir sulke goeders sien ek nou maar as jy weet ek het die Photoshop daai wat noem hulle dit, die light photography subscription wat net Photoshop is. Hy's heel wat goedkoper. Dan het ek Shopify, ek het ook ek het Affinity Publisher gekoop. So dit was 'n eenmalige software. So ek hoef nie maandeliks in InDesign en Illustrator. Ek het hulle nooit eksplisiet geleer nie. So Photoshop is soos muscle memory vir my. Ek kon nie myself kry om iets anders te probeer nie. Maar ja, so al daai goetertjies kan 'n mens maar kry maar net 'n accountant wat vir jou betroubaar is. Ja, natuurlik, Persoon met wie ek werk. En dan skryf mense maar daai goed af aan 'n expense as jy enigstens op 'n plek is wat jy met belasting doen en want ek kan nie vir julle sê die kere wat ek moet iets gaan opstel, mens besluit mos, nê? My man lag so vir my. Ek sê, "Ag, ek gaan gou-gou hierdie week dalk maar hier uit." Dan sê sy, "Ja, regtig, vertel my, hy's 'n ingenieur julle. Hy help my baie mooi." Maar dan as dit regtig 'n gou-gou is, dan is die tegnologie uit die pad uit. Shopify maak dit so maklik om 'n product listing op te stel, jou produkinligting op te stel, die payments is om te doen dit en dit lyk mooi. Dit lyk baie professioneel en ek weet almal sê ek is maklik om te gebruik. So verskriklik. Minder ingeligte tegnologiese mense gaan dit ook. Ek wil net gou weer hoor, ek het ook nou al by vorige persoon gehoor van Affinity Publisher. Hoe vind jy dit? Is dit gebruikersvriendelik? As dit nie vir Affinity was nie, het hierdie boekie nie nou in my hand gesit nie. Ek kan dit baie eerlik vir jou sê. So, wag nou, November is om die draai, nê? So Affinity Publisher kom saam met wat noem hulle dit, Affinity Photo. Dis is die ekwivalent van Photos ekwivalent van Photoshop en Publisher se ekwivalent van InDesign. Die support vir Affinity is nogal so dat as jy kan jouself vinnig opskerp. Ek het gou goed gegoogel, reggekom met artikels vir my gaga te help. Dit het my regtig nie lank gevat nie. En ek het al gevoel partykeer dat ek sukkel om sagte woorde te leer ken. Dis nie omdat ek multimedia geswat het en ek enigiets dit optel nie. Ek het al gesukkel met goed. Affinity Publisher was vir my regtig maklik. En hy laat jou toe om daai setup te doen wat jy het 'n master template waarop jou kyk soos nou jou bladsy-nommers en goeders, nê. Wil jy nou nie elke keer gaan intrek nie, jy wil hê die stelsel wat jy doen. Dit doen hy, so dis 'n template wat jy opstel, die sirkeltjies gaan sit op daai template en dan doen jy hierdie uitleg in Affinity. Sy normale prys was toe ek hom laas jaar gekoop het iets soos R1,200 en toe ek hom, maar hulle het 'n 60-dag trial. Jy kan hom leer in die tyd wat jy nog niks hoef te betaal. En in die tyd wat Black Friday tref, toe betaal ek R600 vir lifetime license vir al 2 programme. So jy kan binne in Publisher dan sê, ek gaan gou 'n lyntjie byteken. Ek illustreer nou 'n boek vir iemand wat ons saam doen, wat ek weet sal die storyboard doen en dan sê ek, hierdie lyk nie reg nie, dan gaan ek net gou in foto in, gebruik 'n Wacom tablet, dan figure ek net my storyboards uit. Ek doen nie finale goed
net in Affinity se sagte word nie. Maar dit het my so baie gehelp, want jy kan jou teks sien, jy kan rondskuif, jy kan tekstryping doen, jy kan die teks laat oorloop oor al jou bladsye outomaties. As jy die font groter maak, dan skuif hy dit net aan. Hy export dit vir jou dat dit in 'n boekie formaat soos 'n booklet print. So jy kan hom dan actually op jou eie printer as 'n testprint in die regte volgorde kan doen, want my eerste heel eerste boekie het ek saam met iemand gedoen, sy het dit geskryf, ek het geïllustreer en ek het dit manually in Canva, die bladsy volgorde, ek het papiere gevou en die nommertjies opgesit en Canva manually gebruik om te sê, ek het daar gaan bladsy 1, daai moet bladsy 16 wees, want dit is mos nou nie wanneer jy print nie. Nee, Affinity is 'n life changer. Ek kan dit nie genoeg aanbeveel. Maar wat vir my goed is van dit, want ek wil ook eintlik graag wegbeweeg van enige Microsoft produkte af, ook omdat jy nie lifetime subskripsie kan koop nie. En dit word net duurder en duurder. En ek dink jy het my nou net convince. Want jy kan hom regtig, ek dink die timing is nou so, toe ek hom begin gebruik het, was ons nou September, Oktober, November, As jy nog die 60 dae trial kry, ek gaan kyk. Dan kan jy hom nog gebruik en dan die tyd wat Black Friday tref, dan weet jy hy werk vir jou nie, hy doen nie. Yes. Jy het mos nou my nommer, jy kan my vra as jy vasbrand. Ek 'n nuwe tekkie. Ek sê jy het nou net Pandora se boks daar gemaak. Ek weet nie wat jy nou net gesê het nie. Ek het sê miskien moet ons daai gaan uit-edit. Wat jy gesê dat jy vra R600 'n uur. Dis wat jy wou gesê. Ek sien hulle dalk hulle trial 'n bietjie korter gemaak. Toe ek hom begin gebruik het, was hy nog op 60 dae. Dis dalk nou 7. Maar soos wat Black Friday nader kom, die ouens raak ons bietjie bechoinks daai tyd van die jaar met specials. Al is dit R1000, is dit nog steeds vrek goedkoop vir wat hy vir jou gee. Nee, definitief. En dis lifetime. Al is dit R1000 'n jaar, is nog steeds goedkoop vir nee, presies. En dit is regtig lifetime, Okay. Baie dankie vir daai raad. Okay, jy vraag. Is dit waar? Is ek nou weer, ek het nou, sorry. Ek my kop gaan. Jy bied ook werkswinkels en jy het online tutorials. Ek het dit, nou kan ek nie onthou. So vertel ons daarvan. Okay, so ek het dit intussen, dit is nog op my website en ek weet ek het 'n Skillshare klas op. Dis wat ek wou gesê. Dit het so bietjie na die kant toe geskuif geraak. Ek het gevind, maar met iemand gejourney wat mense net 'n bietjie meer kan gesels en kan idees bounce, juist wat ons nog gepraat het oor tyd en ons het te veel idees. En so het ek sommer met haar geleidelik begin vereenvoudig. Want my hart is by stories, nee, ek wil my stories klaar skryf. Hoe meer ek skryf, hoe meer idees kry ek, hoe minder klaar Klink baie bekend. Wel, ek het al workshops aangebied, dit is my verskriklik lekker aan die een kant, want daai passie wat ek het, omdat ek laat in my lewe eers met pen en potlood en verf begin werk het, dink ek mense vind aanklank daarbey om te kan sê, hoorie, maar ek het eers, dit is nou 9 jaar terug, begin teken en is ek nou vandag, dis moontlik, maar die tyd is baie uitdagend, so ek sal, as iemand my vandag kontak en sê, hulle het 'n privaat funksie, hulle gaan soveel mense hê, hulle reël die kos, hulle reël die venue, dan sal ek dit oorweeg. My supplies het ek nou net intussen al opgebruik met workshops en toe op aanbied, en dit wat ek altyd op loot gekoop het, se prys het nou verander, so eintlik met workshops en goed, het ek gevind, die tyd wat jy moet insit om te gaan beplan vir selfs online kursus of workshops, dis dit is baie geld en tyd, baie. En ek weet van mense wat dit doen, ek het 'n vriendin hier wat ek met baie liefde kan aanbeveel, sy doen dit maandeliks, eintlik meer as maandeliks dink ek bied sy aan. So persoonlik het ek net gevind, daai doen ek minder, as ek kan kies wat ek wil doen, dan wil ek stories doen, ek wil prentjies teken, jy weet, ek moet dan eerder daai tyd spandeer aan 'n bietjie bemarking, so ek het dit verskriklik baie geniet, maar omdat ek nou nie meer die supplies het, wat ek kan sê, dit kos my soveel vir die verf, kan ek nou nie vandag vir jou sê, ek kan vir X bedrag kom aanbied. En in die verlede was dit dikwels maar oor 'n naweek, en nou eintlik wil ek juis op 'n naweek vir my gesin beskikbaar wees. So, dit is my baie lekker, ek gesels graag daaroor, maar ek doen dit nie tans aktief. Ek dink ek het 'n jaar. Ek het einde laas jaar het ek by die
of Johannesburg se Urban Sketchers groep is baie aktief en ek het by hulle simposium gaan aanbied. Ek het oor sketchy characters aangebied. So dit was ook nou iets anders want mense bring hulle eie supplies. Ons was net volunteers, maar dan kan jy nou die event verniet bywoon, jy kry 'n instructors goodie bag van Art Savings Club af. Hulle was ongelooflik. Daniel Smith. Lekker. Lekker. Wat het ek hier nou na my sketsboek gehad, die ene wat ek daai, ek dink dit was ek het hier 'n hoop sketsboeke neergesit, maar goeders wat mense dan nou maar oefen om mense te teken. So toe ek begin verf het ek gesê, okay, cool, ek sal geboue en gedoen, maar nee, ek kan nie mense doen nie. Ek kan nie rondjies sien. Eers kan ek die teken nie, okay, maar nou sal ek teken, dan kan ek die mense doen nie. Toe ek die simposium wil gaan bywoon, toe vra ek, is daar 'n klas op people and characters, want dis nou waar my vibe is, ek wil stories aanhou doen. So hulle sê, nee, wil jy dat aanbied? En toe sê ek, so dis baie selektief as ek sal dit mooi inpas by hoe die tyd lyk en wat die geleentheid is. Hoe bemark jy jouself? Ek meen, hoe kom jy in by so iets? En hoe kry die mense jou in die hande? Want dit is nogal 'n biggie. So die Urban Sketchers, ek het die vorige jaar so gaan bywoon as 'n student of 'n attendee en mense gesels maar met mense, jy vind uit, hier's 'n WhatsApp groep vir Urban Sketchers, daar's 'n Pretoria groep, dan klim jy maar op die groep en gedink ek gaan gereeld kan gaan en dan gebeur lewe in kinders en jy maak dit nie op 'n naweek nie, maar jy's op 'n groep. Ek weet nie, mens gesels maar. Ek is nie eintlik 'n ekstrovert nie, alhoewel mense my so beleef, want mense gesels maar, nê. So met hierdie byvoorbeeld, ek wonder ook hoe het hulle geweet ek was ook soos, is dit nou 'n kompliment of is julle net desperaat vir iemand wat hierdie tema kan aanbied? Maar ek het op daai punt, een van die vrouens wat op die groep is, Taria, sy's Taria Sketchy Adventure. Sy het in Cullinan laas jaar 'n naweek retreat aangebied. Ek weet Elsie Eberson het hom 'n paar maande na my ook bygewoon. So ek weet Taria ken my toe nou al, mens is maar as jy beskikbaar is om te help met iets, dan connect jy met mense, nee. So dit is nou baie keer, weet jy gee jou tyd iewers, jy gaan nie noodwendig nou iets oor terugkry nie, maar dis ook maar soos wat die Here vir mense stappies kom wys, en as jy vrede het daaroor om te gaan, en te weet, dis jou naweek wat jy spandeer, en ek kry net hierdie naweek daar uitkry, maar dan baie keer dan kom daar weer goed later daarvan af, Ek weet nie of dit jou vraag genoeg antwoord nie, maar dit doen. Ek dink, mens besef dit nie wanneer jy in die loop is en in die stad is nie. Ek dink ons wat hier op die platteland is baie meer bewus daarvan dat hoe op dese aarde kry mense die geleenthede, want hier is nie. So as ons dit nie self skep nie, dan ons het so 'n bietjie connections hier en daar in Pretoria en wat ook al, maar dit raak ook van dit vind al maar 'n bietjie uit. As mens nie die hele tyd daar is nie. So ons het nog geleenthede by gallerye en so aan waar ons uitstal, lyn baie meer as ek, want vir my, omdat ek nie my tyd so kan bestee, ek het net te veel goed. Ek het 'n familie en kinders en homeschool en my boeke en so dit is, en vir Lyn is dit 'n prioriteit om te kan uitstal by 'n galery. Vir my is dit nie noodwendig 'n prioriteit nie, want my familie kom eers, maar so jy is baie meer bewus daarvan dat jy half uit die loop uit is en jy moet baie meer hard werk om geleenthede aan te gryp. As jy hoor van iets, dan moet jy dadelik sê, jy kan nie regtig en it's out of sight, out of mind, weet jy. Want selfs soos daai geleentheid het ek aangebied en mense het lekker gechat met mense, maar dis nie dat daarna sien maar hierdie missie, maar nou ook moet ek bysê, selfs soos met workshops so goeders, is ek so, mense is baie versigtig waarvoor jy bid of waarvoor jy vra, want hoe meer, ek daar aan 'n kommissie werk, dit op my stories, né? Dis moet ook maar elke seisoen incheck, waarmee is jy besig en wat moet jy regtig nou doen en wat kan jy doen op sy skryf vir 'n geleentheid vir vertrou. Die groot ding vir my is, ek dink ek kan baie meer ook nog steeds uitstal in Pretoria, maar ek het hierdie jaar uitgesit om te werk aan my boek, en nou drap is al aan die einde van September amper, en ek is nog steeds nie daar nie. Bietjies vir bietjies. Mens moet besluit,
waar mens kan nie onmoontlik te veel goed doen nie, dan jy versprei jouself te dun en jy kom net eintlik nêrens nie. Mens moet besluit dis waar ek wil wees of dit verander, maar in elk geval. So om vir die ouens wat luister of kyk te sê dat so, ons het soos ek gesê het jou Marie by die society ontmoet en jy maak 'n lekker of 'n baie goeie indruk op 'n mens en dit was sommer net ons het dadelik gedink, wat van jou? So ons het al met ander Scooby lede ook gesels en dit is waar ons ook 'n bietjie meer daarvan geleer het en hulle het ons geïnspireer om aan te sluit. Mense voel mos altyd nooit goed genoeg om enigiets te doen nie en dan dink jy, ek gaan dit nooit kan doen nie. Ek is nie goed genoeg nie. Wat ek al so ons het maar net ingespring en so aan. En so ons het nou net ook gepraat van die waarde van gemeenskap. So maar wat is wanneer het jy aangesluit? Wat is jou ervaring daar? Wat het jou al wat se waarde put jy daar uit? En waar sien jy jouself in daai gemeenskap? So ek het 2023 ek wil sê aan die agterkant van hierdie boekie, ek het nou nie die ou weergawe van sy cover nie, hy het nie altyd so gelyk nie. Die storie het daai jaar gebeur omdat ons vir die juffie by die skool 'n storie persent wou gee of 'n boekie wou skryf vir die klas. Dit het die vorige jaar so gebeur dat ons in die Eystervarkie klas was en 'n mamma het met haar sy het spelterapie, ek hoop nou ek het dit reg, maar met haar kursus wat sy geswat het hulle poppekas gedoen en sy het die Eystervark storie gehad. Toe maak ons 'n Eystervarkie. Ek gaan dit nou vir jou aanlys by Squibby. Skibboei, sê my man. Skibboei. Kyk dit mooi is hy. So sy nader my toe, want ek het die Eystervarkie geteken as experiment, want ek hoe teken dit, ek kan nie, ek gaan probeer. En toe sê sy, maar jy Marie, kan ons nie asseblief 'n boekie doen nie? Toe sê ek, oulik. Okay. Hier is die boekie, né? So ek sê, ek kan. So dit is die boekie, en Elsabie het my al vertel, Elsabie Eberson, die lieflike, wonderlike Elsabie, wat ons almal connect ons bietjie in, het my vertel, en dan overthink ek dit, soos wat julle ook sê, mens moet seker dat, Dit is so imposter syndroom. Ja, nee, en toe het ek aan die einde van 2023 aangesluit, ek onthou nog, het was soos die Desember meeting van die illustrators, toe ek het nou nie die kussings na hierdie kamer toe gebring nie, maar ek het, kussings toe laat maak van die patroon van die maatjies wat ek toe geteken het daai jaar is hierdie karakters wat hier aan die voorkant van die boek is. Dit is eintlik die klasmaatjies want ek soek toe inspirasie vir karakters om te oefen. Ek soek 'n stel meerkat en 'n streepmeise. So die ouens was baie gelukkig want hulle het elkeen 'n karaktertjie vir hulle kinders gekry. Dit is so oulik. En toe sê ek, maar wat nou? Waarheen moet ek nou met hierdie boekie gaan? Is dit submissions? Is dit queries? Wat? Ek het hom geskryf, hy's geïllustreer, want ek wou deur die proses gaan van 'n boekie, en toe het ek nou 'n boekie vir die juffie te gee ook, alhoewel hy sommer by die huis geprint, die juffie is daai jaar, sy het getrou en toe weggetrek, so ek kon vir haar die boekie daarom in die hand gee, en sê baie dankie vir die jaar. Ons jaar se tema was sonneblomme, so die klas was die streepmeisklas, en die sonneblomme, toe sluit ek aan by Squibby, en toe, ek onthou nog, ek het so met Emily, toe was sy nog die hoofstredersgroep, voor sy nou die regional advisor geword het. Volgens sê, maar wat nou, waarheen gaan ek? Toe sê sy, wel, jy kan hom submit, daar's geen skade in om te submit en later tussen jy self-publish nog steeds nie. Net as jou boek reeds so volledig is, soos wat hierdie ene is, gaan dit dalk vir 'n publisher moeilik wees, want hulle wil voel hulle kom deel in van 'n ding in wording, nie 'n deel wat klaar geword het nie. En my proses was maar net so, ek wou die storie klaar maak, ek wou iets hê om toe nou nie vir die ouers of so daai jaar laat druk nie, maar ten minste vir die juffie kon gee. So van toe af het Squibby vir my soveel praktiese raad, nê. Nou soos ek het hom van my stories daar al submit vir terugvoer. Ek het 'n ander storie daai jaar geskryf, Turmeric en Paprika se avonture op Wonder Eiland. Hy het audioboek gelees deur en hy is op YouTube, so ek sal vir julle die link stuur as julle dit in die show. Ja. Sommer net om te kan voel, soos wat jy sê, imposter syndroom, wil iemand my stories hoor, maak dit genoeg sin, is dit random, iemand wat ek my boek laat edit het gepraat oor, diere karakters is geëikdhede, dis nie meer vandag wat kinders wil hê nie.
Okay. Dan proses ek dit eers so daai goeters het ek met Squeepy deurgetrap en jy weet dan het mense vraag hier, dan het jy 'n manuskrip, dan review jy iemand anders se werk want ons skrywersgroep kom elke 2 weke bymekaar op Zoom. Ons love dit as mense werk submit dat ons kan terugvoer gee. Ja, so het ek ook maar net daar betrokke geraak as ek iets gehad het om te kan stuur vir review het ek dit gedoen. Ek het op die punt dat ek besluit het om hierdie boekie regtig te laat druk. So 'n handjievol mense gehad het ek al van terugvoer in ander werkstukke gekry het wat ek geweet het ek kan haar direk vra. Ek kan haar vir die Engelse boekie vra want ek het my eie goed vertaal ook. En op 'n punt het Emily my toe genader, ek dink dit was begin van die jaar, om te sê hulle sal dit waardeer as hulle ekstra paar hande kan hê op die skryfgroep. So sien ek is baie aktief. Dis regtig nie druk nie, maar as ek wil, dan kan ek betrokke raak. So toe ek van begin van hierdie jaar af in 'n meer amptelike kapasiteit as Elaine Reach is die hoof van ons skryfkant. Maar so maar is haar regterhand ingekom. Ja, en dan is mens maar daar, julle sal sien as mense vra as ek voel nie verplig om die een te wees wat anders alles aanbied nie. Ek ken nie alles nie. Ek weet nie alles nie, maar ek kan jou die geleentheid gee om dit self na te vors en vir ander aan te bied want dis hoe ek al die beste van my goed geleer het was, gaan leer vir mense om karakters te teken, al voel ek nog nie helemaal, ek weet hoe om karakters te teken. Ja. Jy weet, so, so Squeepy, ek dink as ek enigstens kan, sal ek my lewe lank verder verdeel bly. Daar is net so baie, soos wat Yvette in haar interview ook gesê het, jy weet, die gemeenskap in die WhatsApp groep en vra gou oor 'n onderhoud of hierdie geleentheid of oor die bestaan hierdie publisher regtig, tot van die geleenthede wat Zooms is wat aangebied word wat jy member discount vir kry en kan 'n ding bywoon waar jy aan die einde kan submit na 'n agent toe of wat ook al. So daar's net soveel geleenthede en ek het ook aanvanklik nie besef dis so min soos R900 'n jaar. Ek meen dit is minder as R100 'n maand. Dit is reg. En dit gee mense net so 'n bietjie selfvertroue want ek's nou glad nie 'n skrywer nie. Ek so soort van sien ek nie myself eers as 'n illustreerder nie, maar ek het net ek kan nie uit die skrywersgroepe kry ek of meetings verskriklik baie inligting. Ek het al 'n hele boekie vol geskryf van notas en goeters so dog ek gaan 'n bietjie dalk moet ek maar ook 'n bietjie skryf. Ek hou dit altyd so baie vir myself. Dink ek want dit mos nou niemand hoef dit mos nou te sien nie. Maar in elk geval, maar ja, net klein goedjies soos iemand het, maar dalk was dit op 'n illustreerdersgroep. Ek dink jy het gevra, dit was in my eerste week van die bindmetode. Onthou het jy gesê die eerste een was gekrambind en hierdie een is en daar's 'n naam daarvoor wat ek nou nie kan Presies, wat is nou weer? Toe gaan ek, dis al daai klein goedjies wat jy leer, wat jy sien want ek het al op Bybel wat ek al gesien dan praat hulle van 'n bindmetode en ek onthou dit nie, maar nou dat omdat mense dit sien en ervaar en jy meer daarmee kan assosieer, dan onthou jy dit en jy dink ook en mense het goeie raad gegee om te sê plat ruggie kry 'n bietjie meer aftrek want die mense kan die ruggie sien en alles. So vertel ons gou net van daai binding want ek dink ander mense gaan dit ook interessant vind. Daar's nou in die agtergrond en ek haal gaan my Engelse kopie uit want ek het die ander almal opgekoop. So hierdie was hoe die boekie oorspronklik gedruk was. Nou julle sal sien Ja, so 'n krambind. Dis 'n krambind, die term in die industrie is 'n staple bind of saddle stitch. Dis verwarrend want die saddle stitch dink ek die paring ek ook in geval. En so toe ons die Eystervarkie boekie gedoen het 2022. Ek ken by Wet Ink, hulle is fantasties. Hulle is regtig ons ken hulle ook alles. So dit en mense ontwikkel regtig 'n persoonlike verhouding met hulle. So omdat dit ongelooflik was, toe kon ek instap en sê hierdie is my behoefte. Help, wat print ek? En so was dit maar my go-to, want dan weet ek die klere goeders is reg. Ja, alles goed met dit. Baie. Ek gebruik hulle vir my foto's, Jy kan net 4 print of 4 is so half die sweet spot, want as jy met 'n multiples van 2 print, maar eintlik is 4 dan 'n bietjie goedkoper per boekie. En toe ek nou 'n eerste ronde met hierdie boekie, hy was eintlik 2 jaar op my rak. So ek het hom einde 2023 klaar geskryf. Toe het ek so 'n bietjie buite reader feedback gekry. Ek het na die skoolgroepies toe uitgereik en gesê wie ook al wil lees of my terugvergee. Dis nie dat ek aangebied het jy gaan dit of dat kry nie, dit was net as jy wil en jy kan, laat jou kinders lees en gee vir my terugvoer. Toe daar terugvoer ingekom op die illustrasies, toe ek dit verander, dan los mense dit weer, nee, imposter syndroom. Ek weet nie, hierdie storie was nou maar net, dalk was dit nou maar net 'n stepping stone. En
toe vind ek deur Squibby uit van Imaginary House se submissions ding. Ja. Want mense hoor baie min van publishers in Suid-Afrika wat spesifiek skrywer illustreerders soek. Ek weet, jy kry mense soos Fanny Viljoen wat skryf en illustreer. Dis min. Baie van die websites sê hulle soek een of die ander. Daar was een keer 'n publisher wat op feature het wat die vrou spesifiek gesê het, hulle soek jy's of die skrywer of die illustreerders. Ek was soos, oh man. Maar Imaginary House sê spesifiek. So toe het ek gesubmit en daarvoor het ek terugvoer nodig gehad, het ek by mense terugvoer gekry. Hy is nie goedgekeur vir Imaginary House nie, maar so is die storie toe nou weer bietjie aangehamer en getimmer, want ek het hom toe na Engels toe vertaal, want hulle is Engels. Ja. En dit is my goed van die storie weer in die lig gebring, wat ek verander het in die Afrikaanse weergawe, wat in die beta-reading uitgekom het, pla of hakke bietjie. Toe lê die boekie weer. En toe ek nou begin van die jaar, ons skool het begin om 'n markdag vir ouers in plek te stel, wat 'n Vrydagmiddag is, wat jy tussen 12 en 2, soos wat ouers die kinders kom haal, jou tafeltjie het, Dis eintlik. wat ook al weer, ons iemand wat heuning verkoop, daar's 'n mamma wat oorbelle maak. Dis wonderlik. Jy kry geleentheid om dit wat jy het te bied aan die mense wat dit tipies nodig het. En toe sê ek soos maar pragtig, daar kies ek nou vir my deadline. Dis wat ek moet doen, dis hoe my time management werk. Nee, as jy vir my geleentheid wys en soos okay, daai ja, dit klink reg, dit voel reg. Okay, so 30 Mei. Dis ek soos ek het eintlik alles. Ek moet nou net die cover bietjie tweak en hierdie terugvoer insit. Ek gaan nie nog aan die illustrasies verander nie. Okay, toe print ek hom so. Nou het ons die boekie. Ek het 8 Afrikaanse kopies geprint en ek dink 2 of 4 Engels. Dit op die tafel gesit. Gesê first come first serve en verder vat ek pre-orders. Want dis nou wat ek intussen begin doen het. Dis ek kan nie 'n printrun van R100 nie, maar ek kan met Wet Ink pre-orders manage. Ja. Kry ek oor die 20. Ek het in daai tyd oor die 20 boekies verkoop. Ek was stom Wow. Ja. dat ek by Wet Ink toe nou die order opgesit het na 38 Afrikaanse boekies waarvan ek toe nog 'n handjie vol stok aan die einde van. Ek weet nie julle dis soos 'n warrelwind. Ek weet ek het 'n lys van waarheen al daai boekies is. Maar tussen WhatsApp status ek wou dit nog sê oor bemarking. WhatsApp status, Ja. die foto by die skool, want nou is dit ook dis Afrikaans, dis die storie van die klas. So ek sê ja, julle hierdie was my kind was daar by daai juffie, daai jaar onthou julle ons sonneblom. En jy weet soos dit mense wat my sussie het byvoorbeeld vir jy weet mense wat sommer daar by die kantoor werk wat al oumas is dit genoem en die vroue is soos maar het jy nie nog boekies nie want sy soek Afrikaanse boekies. Ja. Ek werk baie hard aan hulle is nog net nie so dat ek vir jou kan gee nie. Ja. Maar toe sien ek die boekie het plek. Ek kan begin dink aan ek het meer as 20 verkoop want Verbal en daai ouens kyk jy na mense van 20. Ja. Toe ek met printers hier gepraat het, praat hulle van as jy wil 'n purbind, nou dit is PUR. Ja, purbind. Ja. Dis wat hy kom is, nê? So hy's wonder of mense dit kan. Dis 'n gomwind. Ja. Ja, soos in julle daar soos Baie hy. nice. Ja. Ja. Maar as jy hier met printers praat jy in die orde van 500 boekies print want die setup koste is so hoog. Ja. Toe nog op nie 'n vraag, ek moet net by Staplepoint bly. Toe vra ek weer op Squibby. Want toe gaan kyk ek na Burbl, BURBL, wat 'n self-published printplek is. Die vroutjie so met wie ek nou aan 'n boekie illustreer, Sandra van Squibby. Ja. Sy het my boekie gestuur wat sy met Burbl geprint het. Toe dink ek, kyk, dit is goeie werk, miskien Met Burbl. ongelooflike opsies op Burbl. Ja, maar dis Burbl 'n minimum van 40 bladsye. My boekie is 32 bladsye. Okay. Ja. Ek kan hom 'n chat maak. Ek sê klaar met hom. Ek wil nie nou nog dokter nie. Ek wil hom net print. Ja. En toe sê Emily weer vir my en ek het geweet van printondemand.co.za, maar dit gaan mos maar jy kry aan en toe het sy my verwys na een van die lede wat vir iemand via hulle gedruk het. Ek het met haar gesels, sy was super happy met hulle en hulle het toe nou of my geantwoord waar ek 'n e-pos gestuur het, kan julle ook vir my 'n quote stuur. En toe het ek met Louise van printondemand.co.za gewerk, het gesê Louise, dis so 2 weke voor ek hierdie deadline het, sê net eers gaga vir my, is dit sinvol? Ja nee, as jy vir my teen hierdie tyd hierdie file stuur en ons die proef vir jou teen daai tyd doen, dan koerier ek dit vir jou teen die tyd en jy's for away, geen probleem. Okay, toe dink ek, hiermee kan ek werk. Toe val ek in. So dan gaan my brein zoei, ek zone uit, my man, soos hy sal vir my kom sê, liefie vanaand eet ons spaghetti bolognese. Dis reg so. Hy het al geleer nie vir my
gaan nie, hy maak net die executive decision. So shout out aan my liewe man Sean Barlow, hy is wonderlik om dit te ondersteun. Maar toe het ek die setup gedoen om die spine, jy moet 'n stukkie ander werk doen om net daai spine in te sit. Louise het my gehelp uitfigure dat die boekie se dikte moet die bladsy moet bietjie dikker wees. Want plekke soos Bible 'n minimum van 40 bladsye het, is dat die spine dik genoeg is dat jou teks, dit is baie klein, maar as jy dit daar kan sien, die teks kan pas, om op te pas. Want as dit te dun is, dan gly die teks af, dan lyk dit baie sleg. So Louise het dit vir uitgesort. Ons het nie eens die proefboekie laat koreer nie. Ek het vir gesê, hoorie, ek vertrou jou keuse in die papier. Stuur net vir my foto's en video's. Sy bied toe aan, sy kan vir my foto's en video's stuur, want ek wil net weet dat die kleur reg is. Want die illustreerders en so wat nou kyk sal weet, daai tipe van blou kan 'n nagmerrie wees op printing. Geen probleem. Niks probleme gehad nie, die proef het net so reg uitgekom, die spine was reg, en die boekie werk goedkoper uit per boekie. As dis my ook 'n ding. Print run met die staple bind. So ek het, ek het my winsmarge vergroot, ek kon die boekieprys afbring van die oorspronklike prys af, want hy was nie heeltemal markgerig nie, ek het hom eers vir $2.20 verkoop. Nou is hy $1.50, wat vir my meer in lyn is in die winkel, maar ek het 'n baie redelike winsmarge, en as ek hom regtig op 'n punt moet afbring, dan kan ek meer print, as ek weet ek het. So ek het daai prys ook maar gaan uitwerk om toe te laat, as ek nou met boekwinkels begin gesels, dan is daar plek vir consignment, stok en so aan. So dit is nou 'n baie lang storie om te sê, print on demand, het my baie gehelp. Bible is ook 'n fantastiese, hulle het regtig moeite gedoen met die quotes. My boekie was net nie lank genoeg vir hulle, met die aantal bladsye nie. En die groep Squibby, ek dink nie ek sou die moed gehad het om daai onbekende stap te vat, as ek nie geweet het van ander mense wat by hulle suksesvol. Die kleur is 'n issue. Iemand anders het nou die dag met print on demand kleur issues gehad, of bind issues. Maar ek dink dit gaan maar net oor, mense moet nou maar net baie mooi kyk. Ek het ook geleer stuur en maak seker jy kry 'n proefkopie. Hulle moet dit was ek kan nie onthou, Celeste of iemand, kan jy onthou, sy het gesê hulle het verkeerd gebind of iets. Maar sy het nie vir 'n proef gevra nie. Maar die rede, een van die dat hulle gesê het van daai per bind is, mense hou meer daarvan as hy op 'n boekrak staan, dat jy actually daai spine kan sien. Want anders raak hy weg, jy kan nie dan sien wie is dit nie. Jy dan maar net 'n kleur om op te dit is baie interessant om te weet dat dit nie duurder is nie, want mense dink, staple bind moet ons nou obviously. Ek moet sê, ek het met ons boeke ook gesien, ons het ons laaste boek in die reeks was ook so gebind gewees. En dit maak net so groot verskil. Die ander, ek het dit al gaan soek op Wagon Boek se rakke, en jy kan dit nie sien nie, jy kry dit nie, maar die nuwe ene kan ek dadelik raak sien, omdat hy 'n spine het, en die ander nie. So dit maak 'n so groot verskil. En ek dink companies soos hulle, is opgestel vir die self-publishing mark, om te sê jy kan in klein hoeveelhede print. So, ek is nou op 'n plek wat ek besef, ek weet ek kan selfs nou maar budget vir een proef, laat hulle dit creëer, doen die markdag en kry die proef, en weet dan, is dit 20 kopies, is dit 10, is dit 100, jy weet, wat dan, maar eerder is om nou te raai, print ek nou 200, print ek 50, maar ek kan baie hoeveelheid nou op bepaal uit, hoeveel ek reeds gekoop het, en jy weet, of van daar af dit nou maar skat. So, hulle maak dit regtig vir mens moontlik om op 'n kleiner skaal jou boeke in die lewe te bring. Hoorie, so vertel my 'n bietjie, jou storieboek is obviously vir baie jonger kinders gerig. Het jy al vir ander ouderdomme geskryf en geïllustreer, en wat is jou gunsteling ouderdomsgroep waarin jy jouself toespits? So hierdie boekie, hy is so 1500 woorde, so hy val, dis ook my besef dat ek sou hom kon restructure as 'n chapter boek, ek sal toekomstige stories ook so doen. Ek wil net sê vir mense bemoedig, hierdie het in boublokkies gebeur, nê, en dit is ook so amazing, hoe die Here vir mense kon wys. My eerste boublokkie was 'n storie vir die klas, toe sit nou hierdie storie, en mense dink hy moet 'n sekere lengte wees, wat ook al. So hy is, jy weet, as jy hom hardop lees vir kinders, baie jonk,
Jou graad 1 leerders, selfs graad 2's, my 8-jarige raas met my, want sy sê mamma se stories is nou te kort. Ek lees nie meer nie, mamma. So Ja. mamma se die moeilikheid en mamma werk baie hard om op te vang, maar jy weet vir kinders wat bietjie langer wil lees, maar nog bietjie meer woorde soek om op te oefen, is hy lekker. My eerste liefde met skryf is eintlik young adult fantasy. So ek het Okay. fantasy stories, die Jailene storie wat jy nou al gelees het, Marisa, of jy begin lees het. Ek het 'n storie geskryf, Jailene and the Sentient Sourdough. Dit is 'n young adult fantasy, so dit is van 12 jaar en op. Alhoewel weer eens Abigail het hom vir my gelees, my 8-jarige, en klink of sy hom geniet het, sy wou hom nie neersit nie, en sy het nie heavy vrae gehad oor wat het hier gebeur of so nie. En ek probeer skoon skryf, ek wil goed skryf, wat Ja. regtig okay is as my kinders het op 16 lees of 18 of wat ook al, gaan ek nie bietjie ril wat my dogters optel om te lees nie. Ja. So daai fantasiewêreld is eintlik wat my by teken uitgebring het, want ek het net 'n manier nodig gehad om myself uit te druk wat nie duisende woorde vat vir iemand kan verstaan wat jy wil sê nie. So ek dink dit bly my eerste liefde. Ek is tans besig met 'n middle grade fantasy wat deur die Botaniese tuine hier in Suid-Afrika geïnspireer is, ons Pretoria tuine. Dis 'n portal fantasy. Hy is dan so 3/4 klaar as 'n draft. Ek is op 'n ander groep, die The Habit membership wat uit Amerika uitgebaseer is, maar hulle kom met 'n Christelike aanslag om skrywers te ondersteun. Die ou asseblief, hulle het 'n podcast, gaan kyk The Habit. Hulle maandelikse membership is ook glad nie duur nie, en dis 'n ongelooflike gemeenskap van skrywers. Jy kan ook daar werk met mekaar, deel en krit, en hulle het ook writing rooms wat jy nou sê, vandag sit ek 'n uur van 12 tot 1 en ek gaan skryf, en ons ander mense op Zoom saam met jou mee skryf. So ek dink daai middle grade na young adult fantasy is my sweet spot, maar as ek teken, is dit op die oomblik meer karakters. Vir vir prenteboeke, maar ek kry nie die 500, kyk, prenteboeke is veronderstel om 500 na 700 woorde te wees. Die industrie standaard oral sê vir jou, Ja, dis baie. van julle Marisa is daar ook bietjie langer. Ek het nie woorde al gaan tel nie. So daar is 'n plek vir langer, maar my stories dink ek is meer 'n chapterboek, early readers, lente. Ek kom nie by 500 woorde in nie. So ek is met sulke stories ook besig, en ek geniet nou die proses. Ek het The Good Ship Illustrators se kursus belê. En daai proses wat jy skryf met prentjies is vir my mind-blowing. Ek het 'n storyboard papier van 'n storie in die Turmeric and Paprika storie, wat ek die plotting gedoen het van die storie deur prentjies te teken. Nou, daai prentjies gaan nog vir niemand anders sin maak nie, maar ek wil vir daai storie moet wees, nou gaan sit en skryf. So, ek voel nie eintlik is 'n regverdige vraag om my een te maak kies nie. Ek hou daarvan om in die verskillende fases van my stories te werk. So ek het nodig om iewerster in die storyboard of die ontdekkingsfase te wees van 'n storie. In die een boekie wat ek saam met iemand doen, is ons nou in die finale illustrasie en komposisiefase. Ek doen sketches, dan lightbox ek op waterverf, dan sit ek dit weer digitaal saam. So dan tref ek daai boksie. Van die ander stories word ons half gelees en terugvoer en weer geskryf. So dis nou weer in daai fase. So solank ek ietsie in elkeen aan die gang het, dan ek lag 'n bietjie vir jou. Ek dink jy moet 'n bietjie Ritalin vat. Nee, maar ek kry dit uit jou stelsel uit. En my man lag vir my, want hy gaan jy nou nog 'n storie begin. Nee, jy inspireer my baie. Ek dink ja, dis baie oulik. As ek te vinnig praat en julle kan nie meer hoor nie, sê vir my. Nee, dis reg. Maar julle verstaan hoekom ek goed moes begin op sy skuif om te sê ek wag nog plek vir stories, nog 'n bietjie plek vir stories. So dis nou maar dis maar waarop ek moet fokus, is die stories verder geskryf en geteken kry, maar ja, ek dink dit is belangrik want ons almal het verskriklik baie idees en dis belangrik om te sê, okay, ek skryf al my idees neer. Dis soos Fanny Viljoen ook gesê het, hy het 'n file op sy rekenaar en dan weet hy gaan nie vergeet nie en hy kan altyd terugkom daarna, maar fokus nou net op hierdie 3 of 4 goeters of wat ook al. En want anders gaan jy net eintlik nêrens kom nie om net die hele tyd te begin nie. Ons volgende 2 vrae het ons eintlik nou 'n soort van beantwoord van dat jy self 'n boekie geskryf het en aan mekaar gesit het. Een ding wat ons so ook net wil beamoen is baie mense
ons is al deur al dit wat mense sê, ons moet 'n boekie illustreer en saamstel en dis die hele ding van self-publishing en Burble maak dit vir ons nou baie makliker en is eintlik nogal heel bekostigbaar om dit te kan doen en alles. Maar dit is nie 'n mens se grootste uitdaging nie. Dit is ek wil nou sê almal van ons kan soort van 'n boekie saamstel en illustreer en prentjies maak en 'n boekie en 'n pragtige boekie hê en dan is dit dan Wat dan? want dit is die probleem. Ek probeer almal mense sê altyd, jy moet stories illustreer. En dan sê ek kan maar ek doen en dan want die Wat dan? probleem is iemand het ook op daai groep gesê, hulle het 1000 boekies geprint, want dit is nou aangeneem baie goedkoper. En toe sê iemand, 'n ou wat baie goed verkoop het, 'n top seller in exclusive books vir kinderboeke is 1000. So, Ja. dit is En ek baie weet ek dink ek het in totaal by 50 na verkoop. Maar vir my is dit 50 dis meer verskriklik baie. Jy kan dit doen. So ek dink wanneer jy self-publish, het jy die beheer om te kies oor hoeveel print jy, wat pas jou sak. Ek was baie bewus daarvan dat ek wil print op 'n manier dat ek nie 'n groot klomp skuld aanmaak om te kan print. So die 50 boekies was eintlik baie bekostigbaar in terme van hoeveel dit per boekie gekos het en wat ek gevoel het ek kan vra daarvoor. En as mense 'n oomblik gaan sit en dink, die rede hoekom ons stories skryf, kom dikwels gepaard met 'n natuurlike afsetgebied. Ja, jy het 'n mark gehad. Homeschool, daar's mense wat boeke soek van 'n sekere soort en kwaliteit, wat hulle weet, dis hierdie tipe storie, of ek weet ten minste my kind kan dit optel sonder dat ek dit vooraf hoef te lees. In my geval het dit begin met, net ek die boekie, net my kinders die boekie, kom ons stel dit bekend aan die klas. En mens kan so of dink, jy moet skaam wees, of nederig. Nederig is nie, steek jou boekie weg nie. Nederig is om te sê, hier is 'n boekie. Weet ek het al soveel boeke opgetel in die biblioteek, en dan is dit gepublish, maar dan dink ek, daar is boeke in hierdie wêreld wat bestaan, wat mense dink, aarde is hierdie boek op 'n rak. That happen? Dan dink ek, all of that's there. Maar aan die ander kant sê die wonderlike stel boeke, is my boek net iewers hier tussen inkom en jy kan 'n ou gaatjie kry. So dan moet met mense gesels daaroor, en as jy 'n markdaggeleentheid sien en dit pas op 'n tyd of op 'n budget wat jou inpas, dan vat mens die stap en sê, ek gaan 'n slag weer 'n mark doen. Hierdie kan vir my werk. Of so sit ek en skets terwyl my kinders by dramalesse is, dan kom gesels mense met jou, wat skets mense dit? En ek het net begin vir hulle vertel, want ek skryf eintlik stories, so en kyk nou, ek 'n boekie, jy weet, ek dra die boekie in my handsak rond, ek het 'n sample, ene wat 'n designated sample is. Ek het my boeke in my kar, die Joukou intussen uitgeglip, ek moet hom weer terugsit. Fantastiese plan. Maar as jy met mense gesels is soos, ek het 'n boekie, jy geweet ek het stok. Mens moet nou maar partykeer die ongemaklike stapie vat om te sê ek het hierdie boek beskikbaar en vir jouself besluit, is dit vandag een boekie verkoop, is dit jy wil eendag 1000 boeke verkoop, dit sal great wees, maar ek weet nie waar die boek opeindig nie. Dit het as ek nou nog niks verder verkoop nie, was dit klaar vir my 'n wen, want ek weet waar my volgende stories heen gaan. Ek dink dit is daar waar die vertroue geloofstak op. En ek sê ook om 'n boek in exclusive books of P&O, dit is nie fantasties. Dit is fantasties as dit is, maar dit hoef nie daar te wees nie. Dis soos mense wat in hulle koppe het, hulle moet by 'n galery uitstaan. Dan sê ek, maar daar's soveel ander opsies. Daar is so een klein opsie. Dit hoef nie daar te wees nie. Daar's soveel baie ander goed wat jy kan doen om dit te doen. Maar die verspreiding is nie so maklik soos wat mense dink nie. Dis nie so maklik. Dit is waar jou probleem inkom met self-publishing. Jy moet daai klaar mark hê en 'n klein mark, al die klein bietjie stel op. Daar's altyd, en dan 'n ander ding is soos jy weet ook bietjie meer daarvan van ISBN-nommers. Moet mense 'n ISBN hê? Hoeveel kos hy? Waar kry jy hom? Hoekom sal jy dit opsit? Die ISBN-nommer is verniet. As jy betaal vir die ISBN-nommer, is dit omdat jy iemand anders betaal om die legwork vir jou te doen en net hulle tyd die moeite werd maak. Dis 'n e-pos. Dit kos jou 'n e-pos. Dit kos jou 'n e-pos en jy moet boekies op sy hou vir die nasionale biblioteek. So jy moet net in budget dat jy
vir 'n sekere hoeveelheid, hulle gee ook vir die riglyne, vir elke hoeveelheid wat jy verkoop moet jy X een boekie stuur of wat ook al. Ek moet myne nog instuur. Maar dan is jou boekie dan nou ook daar. So daar's 'n e-posadres wat jy my vriendin het dit vir my aangestuur, maar ek dink jy kry dit op die biblioteek webwerf ook. En jy sê net, ek wil net 'n boekie, ek wil hierdie ISBN registreer, jy gee vir hulle die titel van die boekie, die naam van die skrywer. Ek kry letterlik binne 2 of 3 dae die ISBN. Nee, hulle het myne die volgende dag gestuur en sy was uitgekoop. En sy het nog gesê sê nou maar jy verander die bind dan of jy nie, dit gaan net oor as dit verskillende tale is, want jou titel verander. Ja, presies. Of as jy nou hierdie sou oorgeskryf het na 'n A4 boekie teen want hy's Ja. Om 'n harde band, dan kort hy 'n ander ISBN. En daar's ons 'n free generator wat jy vat dan daai nommer en dan gee hy vir jou hierdie prentjie maat wat jy dan net in Affinity of InDesign intrek en Bob's your uncle. Die rede hoekom ek dink vir my het ek nie sufficiently self-published gevoel. Jy weet ons het ons tiekmerkies, soos wat jy gesê het 'n galery. Okay, then I've made it. Of dan nou wat ook al. Maar in boekies was dit of 'n publisher het jou opgetel en hulle het jou boekie uitgegee. En vir my met die self-publishing journey was dit soos ek het nie regtig vir my reg gevoel tot hy nie 'n ISBN nommer gehad. Ja. En dit is nie eintlik eens so moeilik nie, maar ek het laas jaar ons het hierdie boekies, nou dis nie 'n regte boekwinkel boekie nie. Ons het vir die klas weer eens dit was die jaareindpersent wat ons het die maatjies laat elkeen 'n prentjie teken. Dit was baie oulike mamma wat vir hulle kom help leer het om oorende te teken. Skrikkelik oulik. Ek het die boekie, hierdie was my Affinity trial run om die boekie aan mekaar te sit. En so ek het die storie geskryf, ek het byvoorbeeld hierdie bladsy gedoen en vir die kinders se ouers gevra om net ietsie van hulle te sê wat hulle byvoorbeeld wat se klank hou hulle van of want nou is dit graad eentjies gewees wat leer skryf het. So ek het die stories of om dit gaan weef. Ons het ene vir dit was die dwergarend groep en my ander kind was in die die padloper. Dis hoekom ek praat van boublokkies want hierdie was nou my boublokkies na die ISBN en hier uitleg toe. So vir die padloper klas het hulle het sulke hempies gemaak wat hulle vir hulle self skilpaaie geteken het en hulle het nou elkeen hulle boekie met hulle skilpaadjie in. So dis nou nie dat jy in 'n boekwinkel kan sit en sê enige iemand maar dis so ja, dis so oulik. Maar toe het ek dit gebruik om te sê okay, maar kom ek kry vir dit 'n ISBN nommer en kyk hoe moeilik is dit. Kom ek lê dit uit in Affinity en kyk hoe moeilik is dit. So toe ek by die volgende boek kom en hierdie was so of low pressure want die ouers bestel die wat wil hê dis 'n keepsake, jy weet dis nie so, en elke mamma en ouma gaan dit wil hê. Elke een. Mark verder nie. So daai boublokkies toe nou na die ISBN nommer en as jy hom nou die ISBN nommer het, dan kan jy gaan en vir 'n boekwinkel gaan sê hierdie is die nommer, hulle lees dit in hulle stelsel in en lees die prys op wat hulle op hulle sticker plak sodat hulle hom kan scan. Dit registreer hom dan net as 'n boek. So as jy hom enigstens wil kan versprei in 'n independent boekwinkel of 'n exclusive books of waar ook al, ek dink nie jy kan dit doen as hy nie 'n ISBN nommer. Ja. Dis die hoekom. Ja. En daar's baie P&A's wat hulle het sekere dele wat hulle self goeder kan aankoop van die local ouens of hoe ook al. So wat jy kan vra of hulle sal aanhou of wat ook al. Dit is en dan kan hulle dit so dit is die ISBN ding. Yes, ek het 'n lysie van plekke wat ek nou moet nader nou dat ek die boekie in hierdie formaat het wat ek voel okay, hy's nou vir my reg, hy's nou regtig. En ek meen ek in die eerste week nadat ek die 50 kopies ontvang het, het ek 14 van hulle verkoop via WhatsApp status en via my skool. So nou moet ek gaan en sê okay, iewers kies ek 'n week en dis nou maar 'n admin week en praat met die paar mense wat ek al hierdie boekwinkel gaan besoek ek. Doen jy school visits? Ek het al met ons skool se media juffie begin gesels. Ek wil 'n shout-out gee aan Jenny van Little Books, want sy het my boekie al in sy wat hy so was met die stapel. In haar boekuitstalling. So sy's soos 'n travelling shop. Sy doen hierdie skool uit. En sy het gesê nee, ek sal vir jou stok vat en so kom ons al 'n paadjie van 'n paar jaar voor ons al by die kraans was. So jy weet ek het geleenthede, dis nou net om uit te figure wanneer pas ek dit in. En wanneer gee jy skryf en skep tyd op vir okay, ek gaan nou regtig bemarking. Dis maar al 'n probleem. Ja. Ek het 'n vriendin wat die hoof is van 'n Engelse kleuterskool, so ek soos eintlik moet ek so lank budget om 'n kleiner boks Engelse boeke te laat print van hierdie.
dat ons kan 'n skoolweek hou. Soos hy het of my gesê, ons kan nog kyk na die 4de kwartaal, ons moet gesels oor 'n datum. So as jy enigstens oop is daarvoor, as mens begin luister, kom jy agter, hier's eintlik 'n geleentheid, hier's eintlik ietsie, dis net daai volgende stapie wat vir jou oopgaan. Ja. Ja. So dit is nou as jy het nou sommer ook gepraat oor dat dit dek ook die vrae van beste raad vir aspirant skrywers of illustreerders is begin net. Doen net Ja. iets. Ek wil sê, ek het nou reg die term gehoor, die torchlight method, gebruik hulle in skryf. Jy kry mos allerlei verskillende writing structures, veral as jy nou vol lengte fantasy en lang boeke skryf. Maar die torchlight method gaan daaroor oor wat is die volgende stapie wat jy kan raak sien. Jy weet as jy in die donker 'n flitslig skyn. Ja. En dit gaan vir my, dis hoekom ek sê dit gaan vir my so aan hand met die geloofspad. Ek dink soveel keer die Here wil so daai pad saam met ons stap, maar nie dat ons dadelik weet, jy weet wat se soos Clarence se berge, nê? Ek meen ons dit 'n baie spesiale plek in my hart. En jy kan nie die hele tyd alles van die berge sien nie. Partykeer as jy hier op pad opdraande toe en is net die volgende trappie en jou bobede brand en nou brand alles. Bo en dan sien jy die uitsig en dan sit mooi en dan moet jy weer af. Maar dis een stapie op 'n slag en ek dink ons onderskat die klein begin om te sê, wow, hierdie storie brand in my hart. Jy weet elke keer as ek in 'n boekwinkel instap, dan het myself daai, ek wens my stories was hier gevoel en dit kan 'n mooi manier wees om jouself te motiveer om te sê, okay, well then do it. Sit down and do it. Shut up, sit down and do it. En te sê, okay, nou het ek die storie, okay, Here, wat is die volgende stap? Dan maak hy dalk vir jou 'n submission window oop van 'n publisher wat nou boeke aanvaar, dis een paadjie, of hy stuur vir jou 'n sagte ware special, verstaan, en daar's die Stuur jy, ekskuus ek val jou in die rede, maar stuur jy jou manuskripte en jou illustrasies gereeld uit vir uitgewers? Of is dit nie, wat met hierdie boekie gebeur het, is ek het besef, ek het soveel tyd, en ek kan nou kies, as ek soveel tyd spandeer, kan ek sit, ek kan die boekie uitleg doen, ek kan hom laat review, opfix en reg gee, en ek het 'n boekie. Of ek kan daai selfde veel tyd spandeer om queries op te soek en uit te figure hoe skryf ek 'n goeie query letter en publishers te gaan opsoek en dit uit te stuur. Dis baie werk. Nou weet jy nie wat gebeur nie. En dit het sy plek. Dit het absoluut sy plek. Daar is stories wat ek in my agterkop dink, ek moet nou net gaan sit en eintlik maar die ding se pitch skryf. Maar ek dink my uitdaging is op die punt wat my storie vir my gereed is, dat ek voel hy's goed genoeg om vir 'n publisher te submit. Is daar al illustrasies by? Is daar al boekuitleg by? Is hy so naby aan self-publish dat dit vir my baie moeilik is om te gaan sit en te sê, nou gaan ek hom in die groot nuut uitstuur en hoop ek pas by hierdie boksie van hierdie plek in, maar ek weet nie wanneer ek noodwendig gaan terughoor of wat gaan gebeur nie. So ek glo, ek het al baie gebid en vir Here gesê, ek wil nie uit vrees uit dit nie doen nie, want dit kan, ek het al erken dat mense is bang, iemand sê vir jou kritiek terug, of wat ook al, en ek het gedink, as ek hierdie baie tyd uitgestuur het, was dit vandag dalk my boekie met hierdie diere karakters wat by hierdie plek is, maar mens moet maar vertrou, dat dit vir jou hart jou trek, dat die Here so deur mens kan praat, so, dis in my agterkop, en ek maak lysies van plekke, ek het hier en daar, wat mense direk vir my gesê het, hoor jy, hier's 'n nommer, wil jy nie daai ou vra nie, Jenny het my al so 'n bietjie gehelp, dan stuur ek my aan, nog nie iets daarvan af direk gekom nie, maar hulle vat baie lank of hulle sê absoluut niks, dan dink jy, wat moet ek nou? Moet ek dit aanstuur? Moet ek nou aangaan? Dis kom ek dink, soos wat hulle al gesê het, gaan net aan. Jy kan vat 'n kans stuur in, maar gaan nog steeds net aan en doen jy ding. Want anders is jy moet 'n storie kies wat jy instuur, wat jy nie gaan self-publish nie. Ja, en dan voel jy, ek kon al ietsie mee gedoen het. Ja, dis my groot uitdaging op die oomblik. So ek dink en ek besef, jy weet, ek is bitter dankbaar vir my multimedia, want ek kon die vat van conception na teken, na sit alles en nie kan dit in hulle eie tyd doen nie. Dit kos soveel vir illustreerder en dit en dat en dan like die submission paadjie weer vir jou anders. So dis ek sê mens moet maar kyk, wat is jou volgende duidelike stappie en tensy jy deur hard toe gaan. Ek bid maar gereeld, Here, maak maar hierdie deur vir my toe. Asseblief as dit nie is waar ek moet gaan nie. Ek dink dis baie moeilik want ek is ook so half in twee geskeer oor self-publish of ek het dan my manuskrip met illustrasies alles aangestuur vir Penguin Random House.
Alhoewel my illustrasies nog nie heeltemal klaar is nie, so dis glad nie hoe ek dit wou gedoen het nie. Ek wou 'n volledige werk vir hulle ingestuur het en Maar jy moet actually nie die volledige werk instuur nie wat jy so gedoen het. ek het Ja. dan die regte ding gedoen, maar ek het Ja, gevoel, ek het nou so droog gemaak want Nee. met Fani Viljoen se onderhoud het hy vir my 'n kontak e-mail gegee. So ek het die /pile gebypass wat 'n groot voorreg is en hy het reeds met haar gepraat. So ek was baie bevoorreg geweest om daai kontak te kry, maar toe is ek nie klaar nie. Toe dink ek, maar as ek dit nie nou doen nie, dan gaan sy vergeet van my en Fani se aanbeveling. So toe stuur ek dit. Ek het amper reg deur die nag gewerk om dit net reg te kry dat ek die volgende dag dit kan. Ja, dis 'n boekdummy. Ja, soos 'n boekdummy vir te kan stuur. En soos ek sê, die helfte van my illustrasies is nie klaar nie. En dan dink ek agterna en dink mens, o, hemel, hoekom het ek dit gedoen? Want dit is nie onvoltooid maar nou ek is so dankbaar dat jy sê, ja. Maar as jy dit met nie die hele boek. Ek dink hulle sê 1 of 2 volledige illustrasies dat hulle jou styl kan sien. En verder, jy weet, storyboards wat maar ek het toe nou ook maar, ja. Ek het toe nou direk met haar gesels en ek sê toe vir haar hoe my proses en waar ek is met die proses en wat sal sy verkies, hoe stuur ek dit vir haar. Ook bietjie om tyd te wen, jy weet, ek het nie net vir haar gestuur nie, ek het eers net bietjie back and forth. En sy sê toe nee, ek moet dit vir haar stuur soos wat dit is. Ek kan al die illustrasies soos wat dit in is vir haar stuur. So ek het dit toe nou net gou 'n bietjie want ek het die boek was al ingewees 2 keer vir taalversorging wat ek al 2 keer is taalversorging verloor het. Ek weet nie hoe ek dit reg gekry het. Ag nee, Marisa, dis Ja, so my boek is sonder taalversorging ook ingestuur, which is fine dink ek. Ja, ek dink ook onthou hulle sien wat jy kan doen, nê? Die Good Shepherd Illustrator kursus het so 'n mooi manier, sy sê, haar editor sê Helen, dis nou Helen Stevens wat een van die sy het al soveel boeke geskryf illustreer. En haar editor sê nou it's like butter that I'll pat into shape. Sy wil dit nie alles perfek nie, sy wil net kan sien. En ek dink dis ek ook nou nog half my rigting vind is net as dit nou binne mense beheer is om die ding tot op daai punt te vat, dan is dit vir my makliker om te sê ek gaan nou daai paadjie. Maar dit is belangrik dat mens as jy gaan self publish, moet jy mense hê wat vir jou kan die taalversorging doen om proofread. Ek dink die stigma wat saam met self-publishing gaan, wat maak dit mense dink dis nie goed genoeg nie. Jy kry mense wat goed net, dis hulle eerste weergawe wat hulle oornag uitstuur en daar's hy geself-publish. Jy weet, jy moet vir jouself checks and balances insit. En aan die ander kant om hom so uit te stuur, jy weet as die storie daar is, ons is te hard op onsself. Mens moet maar. Ek het op 'n punt gekom wat ek gedink het, wel vrek dit help nie as jy hom nie stuur. Emily sê dit ook. As jy hom nie uitstuur nie, is jy nie in die game om enigstens te kom. Dis hoekom ek dit gedoen het, want ek dink jy weet jy wat, en ek het al gesê ook, jy weet, as ek daaraan dink dan kry ek hartklop, dan dink ek ouma hoor, ek kan nie glo ek het dit gedoen nie. Ek het ook vir 'n e-pos gesê, jy weet, asseblief, jy moet eintlik net met een oog lees, jy moet nie met al twee lees nie. En dit voel letterlik of 'n mens kaal voor iemand staan. Jy weet, jy is totally blootgelê. Daar's soos jy kan nêrens wegkruip nie. Daar sien sy nou alles so lelik soos wat dit is, seker maar soos wat die Here ons ook sien, hè. Ons kan niks wegsteek nie. Dit is nou hoe dit is en ek het regtig vir gesê sy moet net besef dat hierdie is 'n werk in progress. Al van 2019 af, so dit is 'n labor of love. En dit is nou tyd. Ek kan nou nie langer meer. Jy weet baie mense reg nou net, maar dit is nooit klaar nie. Jy release dit net maar net in die wêreld in. Dit is maar wat ek wou sê is eintlik dit is die publishing gedeelte is toe ek dit initieel begin het ek gedink ek gaan self publish. Maar soos wat jy nou reeds half 'n afsetgebied het, skoolmarkies in 'n klas, wat ook al, ek het nie dit nie. Ek het 'n redelike following op Facebook en Instagram en so aan, maar ek weet ook nie hoeveel van daai gaan relate in sales in nie. So die ding vir my is, eintlik op die einde van die dag, as ek myself mooi moet afvra, het ek die tyd en die krag en die energie om dit self uit te gee ook. Ek het nie. Ek het nie die energie daarvoor nie. So ek dink dit is wat my oorgehaal het om dit in te stuur vir 'n publisher. Al maak ek 3 sent op 'n boek, want dis op die einde van die dag wat ek gaan maak. Ek gaan 3 sent 'n boek kry. Is dit seker okay? Dit is vir my 'n voet in die deur om te kan begin en selfvertroue, waarvan jy nou praat, jy weet,
om net te sê, okay, dit it's done. Dit Ja. is nou, en ek het 'n boek op die raak, ek het hom geïllustreer, ek het hom geskryf, want illustrasies het ek al baie in boeke gedoen, maar om self 'n storie uit te gee, ek het geen agtergrond nie, en ek dink, dat dingetjie wat in my kop heeltyd oor, ek het vir Fani ook dit gesê, jy weet, daai onderwyseres, en ek skryf in Afrikaans, maar Afrikaanse onderwyseres wat net vir my gesê het, sy hoop nie ek doen ooit iets met taal nie, because I'll never get anywhere, jy weet, so, Oh no. ja, Dit is grootste uitdaging en dit het ook van die Good Ship uitgestaan is. Sy sê sy praat met hierdie groot koppe nê vir die interviews nou van die kursus. En elke interview begin met weet jy, ek dink nie eintlik ek weet wat ek doen nie. Ek vang dit klomp goed bymekaar en hier is ons en ons almal voel so. So iewers op 'n punt moet ons net besluit vir tough laat, net or I don't feel it. Dis hoekom ek ook sê my benadering is soos jou nou. As ek 'n oop deur kry vir 'n submission en dit bots nie met hy's klaar gepublish of wat ook al nie, dan moet ek nou maar net daai aand deurdruk en dit doen want dit is partykeer wanneer ons beste werk doen, as jy weet jy moet hom môre instuur. Dit nie elke keer se doen nie, maar die geleentheid. In ander tye moet jy aan jou storie glo voor 'n publisher ja gesê het, voor hy op die rakke sit en net sê, "Wel, hier is hy. Hy's nou uit my uit. Nou is die plek vir 'n ander storie. Nou kan ons vir die volgende een skryf." So dit is maar 'n aanhoudende veg teen daai imposter syndroom en ek dink mense moet net nooit opgee nie. En dit is die een van die groot goed as jy soveel invest en soveel tyd. Jy het net daai een ding waarin jy soveel tyd gespandeer het en dit is so precious vir jou. So dit is verskriklik dan moeilik. Maar as jy eintlik 'n klomp goed het waarin jy werk. Daai was dit is nou en jy het al klaar begin met 'n nuwe een, jy het klaar dit, dan is dit nie so erg. Dat is wat ek praat met kuns ook. As jy nou hierdie een painting en jy dis nou jou baba, die oomblik wat jy daai emosie aansit, dan is dit vir jou so moeilik om hom een te laat gaan, om te hanteer as hy nie altyd goedgekeur word nie. Maar as jy 60 al het en dis fyn, dan maak dit nie saak nie, want ons mos nou maar net nog een. Dit is Ons actually wat daarvan praat, ek dink hulle baie eiers en baie mandjies. Ja. Die vergelyking kom uit Pottery wat sê daar was 'n studie gedoen. Ek kan dit nie onthou wie dit nie, maar of dit uit James Clear of een van daai goed uitkom nie, maar mense wat 'n groep gesê het, maak jou een net 'n jaar om jou een beste pottery te maak. En die ander groep is gesê, maak dit soveel soos jy kan. Maak net so kan sak, dit kan terrible lyk, maar en die groep wat net baie gemaak het sonder om heeltyd te worry oor is dit verder gekom, beter gedoen en dit is die benadering ek dan om net aan te hou skryf en meer te doen, maar dit is wat sterker. 100%. Ja, dit is 'n spier wat 'n mens moet aanhou oefen. Ja. Hoorie so, en wat is jou toekomsplanne en vooruitsigte? Ek hoor jy het baie dinge waaraan jy werk. Ja, dit toekoms vir sover. Ek dink vir my is dit maar net om aan te hou kyk wat is die beste volgende storie wat ek kan klomp. So op die oomblik, was dit nou vir my baie lekker om 'n geleentheid te kry om saam met Sandra Erasmus werk ons aan 'n boekie wat Elliot is not a bull, Elliot is a pot-bellied pig. En dit is 'n ware verhaal van 'n sy het 'n vriendin gemaak wat hulle die varkie hier gered in Rode Plaat, hier Pretoria Noord. En dis die varkie se storie en hulle soek toe 'n illustreerder. So dis 'n absolute hartsprojek. Niemand van ons het 'n publisher wat ons daarvoor betaal nie. Ek was lus vir 'n projek wat nie my eie woorde is nie, want mense overthink wat jy geskryf het nie. Jy begin illustreer en besef jy, o crap, hierdie maak nie eintlik sin nie. Jy kan nie daar en daar sit en dit nie. So ek hoop om Elliot nog voor einde van die jaar eintlik as 'n self-published boekie te kan neersit. Ons is in die fase wat ek nou die elemente bymekaar sit. En dan wil ek die middle grade fantasy storie is baie hoog op my lys om hom op 'n punt te kry wat die draft so is dat ek nuwe beta-readers kan kry vir hom. En ja, verder is dit nou maar net om met so een proses op beslag soos wat ek 'n oggend het om daaraan te werk, te vorder met die stories en ek droom van 'n tafel vol boekies. Eendag, jy weet of die boekies via 'n publisher is en via self-publishing en so tel 'n publisher op, maar my hartsdroom was net vir lank het ek gevoel ek kry nie my stories klaar geskryf nie. Nou het ek 'n boekie wat klaar is, ek het 'n fantasy draft wat wag om geëdit te word as die Portal Fantasy 1 klaar is. So daai droom van nog 'n boekie, jy weet, my kind wat op hoërskool een van my dikker boeke kan lees of of hoe ook al. Ja, so dis my toekomsplanne is om aan te hou skryf, aan te hou die stories klaar te kry en dit beteken aan te hou dit deel met beta-readers, met publishers, met self-publishing.
wat ook al daai En die kompetisie waarvoor jy inskryf? Ons sal nou maar sien. So dis die Nova South African wat is dit Sci-Fi Fantasy South Africa SSFSA. Wat's met al die mense se Scooby? Dis Popstar, Scooby, Scooby, Pen. Alles is Ja. Ek het daai kompetisie toe ek destyds weer begin skryf het 2012, 2013, het ek vir hulle goed ingeskryf en dit was blykbaar volgens die terugvoer toe nou eintlik glad nie fantasy wat ek geskryf nie, hulle het sulke goedjies gesê. So ek was so dit weer 'n gou gee. Ek wil dit net weer 'n slag. Dis is een van daai goed wat soos daai onderwyser wat vir jou gesê het moet niks met Afrikaans doen nie. Dis is om in die boekie teruggekom en sê, "Hey, kyk, hier is een." So dit was die maklikste plek wat ek kon dink. Ek het nou hierdie short story geskryf. Dit was te danke aan The Habit se short story summer camp. Nou het ek die storie nou waar dele kom want ek probeer myself nou challenge om op meer maniere die storie te share iewers heen. Is dit nou 'n kompetisie toe, is dit 'n submission, wat ook al. En die kompetisie idee was van die Squibby aanlyn sessies was al mense wat gepraat het oor hoe hulle op kompetisies raak gesien is. So dit is ook 'n ander avenue wat jy kan gaan navolg om te kyk kry mens dalk daarin blootstelling. Hierdie kompetisie is wel wêreldwyd oop, alhoewel dit 'n Suid-Afrikaanse oorsprong het. So, I don't know, maar dan steek ek hom ten minste in. Dan kan mens ten minste sê ja, ek het hom iewerster. Probeer, jy probeer. Ja. Ja, hy sê uit. Absoluut. Ons het ons praat soos wat ons nou praat, ons met jy nou al 'n paar keer 3 ships genoem. So ons sê ons deel altyd al die goeders wat ons the good ships, sorry, al die goed wat ons luister of so en ons van ons absolute gunstelinge, dit het ongelooflik baie al in my lewe verander is 3 Point Perspective se podcast. Hulle is SVS Learn op YouTube. Dieselfde goed. Ek het dit is definitief 'n groot raad wat ek vir baie mense gee, selfs beeldende kunstenaars of wat ook al, want mense leer baie. Jy het nou Good Ship Illustrators wat ons ook luister. Watter ander goeders kan jy ook Ek gaan die Habit luister. ja, het jy nou gesê? The Habit en dan die ander ene wat ek tans op is die 12 by 12 membership, maar ek dink nie hulle het buite, maar dis ook 'n jaar, dis nie te duur vir 'n jaar nie en dit motiveer mense om elke maand 'n storie te probeer. Ek het ook gesien. Hulle het as mens nie wil 'n membership of 'n membership al hê nie, het ek op hulle Facebook gesit, hulle het baie short clips of reels of wat kom mense dit noem. Dit is daar het ek ook 2 goed opgetel wat ek gedink het, dis hoe dit werk. Wat ek ook al 'n paar goeders bygeleer het. Dit is baie picture book gerig, so daar is geleentheid vir kritiek en goed, maar dit is binne daai 500 woorde scope wat ek het al 'n paar stories hierdie jaar begin skryf te danke aan die idee van kom ons kyk wat is hierdie maand se storie en dan gelukkig het die Squibby groep ook vir my gesê nee, asseblief skryf jy stories langer, toe gaan ek jippie, so ek weet nie of ek weer sal betaal om op te teken nie, alhoewel die webinárs tog useful is. Maar so hy is ook nogals iets wat my gemotiveer het om oor daai hier's nou een storie, hy moet nou die storie word versus net aanskryf en as jy een gesubmit het, hou aan met die volgende een skryf terwyl jy nou wag vir daai terug. Ek probeer nou dink wat nog op 'n podcast, maar ek dink Good Ship is nou die ander een wat ek regtig begin luister het. Ek like daai tannie. En Corine se boektree, jy weet van Corine in Suid-Afrika. Boektree is ook oulik. Ek het ook dit geniet. Ek het hulle almal deur geluister en toe. En ander resources wat jy kan aanbeveel of boeke of kursusse of wat jy al gedoen het wat jy gedink het. Good Ship Picture Book kursus baie definitief aanbeveel. En as jy kan by jou local urban sketchers, as jy wil skryf en illustreer, so hierdie is nou eintlik meer 'n illustreerders resource. Maar jou urban sketching chapter, hulle is Suid-Afrika vol, hulle is wêreldwyd en dit gaan oor observational drawing. Hulle het maandelikse geleenthede waar hulle plek kies wat mooi en fun is en iets van alles het, mense, geboue, landskappe. Dis nogals regtig die moeite werd om met so 'n groep in te skakel want dis nie mense wat dit noodwendig professioneel doen nie. Dit is 'n low-key, fun manier om jou sketchbook habit aan die gang te hou. So ek sou dit definitief aanbeveel as jy wil
jou skets en jou tekenvermoë, dit trek deur na wat jy in jou finale illustrasies insit. Ja, ek probeer nou dink, my goeders is verder, maar ek weet, soos ek julle gesê het, partykeer Google ek iets, dan kom jy op hierdie YouTube channel af, dan binge watch jy so vir 'n rukkie, dan vergeet ek weer daarvan. Ek vergeet dan weer partykeer van YouTube vir 'n ruk. So ek sal maar sê die Squibby groep om by aan te sluit. Deurlopende resource. En dan ek het nou, die boek is nou nie hier op hierdie tafel nie, maar Anne Whitford Paul se Writing Picture Books boek. Jy kan hom op Kindle kry. Jy kan hom ook op ek het hom op Amazon gekoop. Ja, Amazon.co.za. Dit is 'n lieflike riglyn vir story structure, beide vir korter picture books, maar ook die bietjie langer picture books en hoe om jou boek self te revise voordat jy hom eintlik uitstuur, oor hoe kan jy die sterker storie ontdek. So sy het baie goeie riglyne. So Writing Picture Books and Whitford Paul. Ek sal vir julle die naam Asseblief. nou, dan kan julle dit opsit. En waar kan ons almal gaan kyk na wat jy doen en dan ook as iemand jou boekies wil koop, dalk is al mense wat belangstel, al jou links. al jou links. So my boekie is op my website, dit is youmariebarlow.com, Youmarie barlow.com. Ek probeer op Instagram post, daarom een keer 'n kwartaal. Ek kan ook 'n keer nou en dan reg en dan vergeet ek weer, maar ja, so ek doen WhatsApp status updates, maar dit is nie 'n besigheidsfoon nie, so ek sal nie die nommer direk hier opsit nie. Maar ja, op youmariebarlow.com is my e-posadres is hello@youmariebarlow.com. Ek is handful of Joe op Instagram, so ek kan dit ook vir julle aanstuur vir die show notes. En ja, ek is in Pretoria gebaseer, maar ek meen Pudo fix alles. Ja, die boekie kos tans, hierdie enetjie kos tans R150 en ek het voorraad vir die Engels nog inkry, ek weet hierdie is nou Afrikaanse kanaal. Ek doen ook, daar's 'n oulike mamma by die skool wat is haar besigheid is om te print. So ek kan nou actually een journals en sulke goed, ek het op 'n punt 'n droom gehad om notaboeke te print. En van dit het uitgewerk en van dit nie. So daar's 'n verskeidenheid van goedjies beskikbaar. Ja. Ag, baie dankie. Ons waardeer jou tyd en al jou verskriklike ongelooflike inligting wat jy met ons gedeel het. Inspirasie. Ja, dit was baie lekker geweest om met jou te gesels en Ek het vir julle 'n vraagie terug want julle by my gevra het oor waarna luister ek as ek werk, maar nou wil ek by julle nou luister julle werk en dan sal ek julle vraag terug. Vir ons afsluit. Ek luister deur Hebreërs op die oomblik met Pastor Paul. Ja, Pastor Paul van Calvary Chapel. En maar ek luister ook SWS, maar ek is ook opgevang met alle episodes, so ek wag elke keer vir die nuutste episode om uit te kom en dan partykeer luister ek Good Ship en ja, daai Booktree het ek ook nou begin luister. Dis ook baie lekker, maar groot meerderheid van my tyd spandeer ek op hierdie stadium deur die Hebreërs. Ja, nee, wat ek is ook definitief 3 Point Perspective. Ek is 'n groot BBC History Channel. Kan dit nie mis nie. Ja, dit is lekker om so 'n bietjie dit te luister. Ja, dit is maar alles wat ons nou genoem het. Dit hou my genoeg besig dat ek vol is, dat mens nou maar vol gaan. Ja, jy dit luister ja. Word lekker daily devotion is ook lekker met daai wat se naam Sarah. Wie is dit? Daily devotion is Sarah wat julle ook luister. Nee. Ja. Tara Lee Koppel. Tara Lee Koppel. Se Bible recap. Ja, weet. As jy hom voor begin en sy's hier en jy begin daar, dan is dit baie moeilik om by die podcast te bly. So ek het trek verloor en toe oorgegaan na die Unlocking the Bible. Ons luister om 2 keer op 'n dag. Ek en my man doen in die oggend as ons wakker word Bybelstudies en dan luister ons en ons is op datum. So ons het in die 1ste van Januarie begin, so ons doen elke dag. En as ons hom gemis het in die oggend, dan moet ons iewers opvang sodat ons môre kan afgaan. En in die aand doen ons dit ook saam met die kinders.
Maar ons is so 'n maand agter die datum. Ja. Ja, dat gebeur. So, Ja. ja. Maar ja, dankie. Ons is baie bly dat ons jou ontmoet het. En dit gaan vir jou. Dit's lekker om ons sien uit na ons die toekoms. Ja, nee. Ja, dankie. En vir nog Ek- baie Scooby meetings saam. Ek sien uit na dit en saam. Ja, ek wil meer van dit doen, maar ek kan nie die Definitief. aandmeetings doen nie. Dis vir my precious family time ongelukkig. Ja. Ons het dit nou half bygebring want daar was baie mense wat gesê het ek werk. Werk. Ja. Ja. Voor ons werk, dan soek mense tyd, dan sit stil. Ja. Elke kan, ja. Consistent, dit vat, ja. Hm. Dit is lekker om te sien ons meer gereeld mense, so daar is ietsie vir almal. So, Ja, definitief. dankie. Dankie. Sterkte met alles. Jy het nou nie gesê wat jy luister nie. Okay, so as ek Ja. as ek in die dinkfase is, nê, wat ek moet uitfigure wat gaan in die storie aan, dan luister ek instrumental music. Soos Thomas Bergerson, daai tipe van of epic instrumental music Ja. en piano guys, Dit. daai tipe van ding. En dan is daar 'n punt, so ek het op 'n punt van die Good Ship kursus goed gekyk terwyl ek gestoryboard en net gespeel Ja. het. Dan gaan ek oor na musiek toe. En nou as die storyboards gedoen is en dis die digital composition, dan love ek dit om 'n audioboek te luister. So 'n fantasy of 'n adventure of 'n cozy mystery of 'n Ja. iets. So ek het 'n Audible subscription en dan gaan Ja, soek. ons het. Ja. O, jy moet seker vir my stuur wat's lekker want ek soek deesdae goed wat as my credits klaar is wat ek net op die membership kan kry want ek sê wat ek betaal nou, ek wil nie nou nog 'n credit koop. Ja, daar's baie nice vir free boeke hoor en podcasts wat mense kan Ja, luister. op En dit voel Audible. vir my vir altyd net dieselfde recommendations vir gooi en dan sê ek voel jy moet meer wees. Ek weet nie of ek op die rekenaar dit moet gaan soek eerder as op die nee, maar As jy ja. as jy lus het vir soos biblical fantasy, Brian Godawa se boeke is O, is mind dit? blowing. Ja. Ek is op die oomblik besig met David Ascendant. Ja. Okay. Ja, maar hy begin van voor af. Ek dink hy begin by Noah. Ek dink ons een voor Noah, ek kan nou nie onthou nie. Ja. As jy ook die ou wat The Habit hardloop, Jonathan Rogers, het Mhm. The Swamp King Chronicles trilogy. David se storie gebaseer is, maar heeltemal uniek geskryf is ook. So Okay. ek het die audioboek, ek het die boeke gelees, maar ek wil nog die audioboek gaan opsoek. Ja. So. Ja. Right. Baie Ja. dankie. Baie dankie. Sterk met jou dag en die kinders Julle en ook. alles. Ons sien jou weer. Mooi bly. Ja. Dankie man. Bye. Baie dankie. Dat ek net nie stop uitgaan, ek stop recording. Ja. Ek het al uitgegaan sonder om te stop.